Goeiemôre Suid-Afrika, 29 April, Woensdag, 1400 SA tyd, die tyd van hierdie berig oor die Iran-oorlog. Ek is môre na die boot af vir Koepel TV, regstreeks hier uit Nashville vandag. So, wat is die stand van die sake? Huidiglik, die blokkade bly in plek, die skietstaking is nog steeds aan die gang. Daar's nie direkte combat actions tussen Amerika, Israel en Iran nie. En die blokkade van die Strait of Hormuz, die Amerikaanse vlootblokkade, bly in plek. Sover is daar al 39 skepe weggewys of teruggewys Iranse porte toe. En daar's 3 skepe onderskep, sover, wat hy probeer deurmaak het, of 2 wat al reeds uit die gebied uit was op pad China toe, hulle is in die Indian Ocean geonderskep. So die druk bly op Iran. Hulle kry nie inkomste op die oomblik nie. Hulle kan nie iets uitvoer nie, hulle kan nie iets invoer nie. So vir hulle bly die druk op hulle. Hulle oliestoorplekke is amper heeltemal vol, en sodra dit vol is, dan moet hulle oliepompe afsit. En jy kan nie daai goedheid afsit, het gaan baie skade maak. So hulle kom op 'n punt wat hulle nou nie meer keuse gaan hê nie, as om te kom by 'n onderhandelingstafel, maar hulle hou hulle self nog steeds wind gehad. Hulle het nie 'n saak met hulle mense obviously nie. Die IRGC commander het nou laat weet, hy's nou in charge van die land. En nie meer die foreign minister of die speaker van hulle parlement ding. Hy's nou som in charge. So, daar's nog steeds chaos om te weet wie's in beheer. Met wie moet daar gepraat word. Intussen het president Trump net gesê, wel, ek gaan aan met my ander besigheid. Julle moet bel as julle wil praat. Want het sny julle kele af, nie ons nie. Maar ook die ekonomiese druk wat op Iran gaan hierdeur en moontlike ekonomiese kollaps, is nie 'n groot probleem vir die IRGC leiers nie, want hulle het nie 'n saak met hulle populasie nie. So, hulle kan ook nog 'n ruk speel vir tyd. Intussen het die Amerikaanse magte opgebou. Die Amerikaanse mag in die Midde-Ooste nou is dubbel die size wat dit was met die begin van die oorlog van 28 Februarie. So president Trump het op baie opsies op die tafel vir hom, baie. 3 supercarriers, 2 kleiner carriers, klomp ander skepe, vliegtuie is opgevul op basisse, voller gemaak, tankers, bommers, dis alles in die omgewing. So hy het baie militêre opsies wat hy kan gebruik. Daar's baie meer soldate ingebring, marines wat ingekom het, en ander soldate van ander groepe af. So die militêre opsies wat hy het is groot, baie groot, en baie verskeidenheid. Ek kan nie verstaan dat die Iran ouens nie agterkom. Elke keer as president Trump 'n mag opbou, en jy wil nie hoor nie, dan gebruik hy dit. So, op 'n punt, gaan hulle met agterkom, hier kom 'n massive strike. Want hy gaan nie verniet die mag amper dubbel so sterk maak as wat dit was voor die tyd nie. Net om hulle laat rondhang nie. Well, eventually kan hulle net laat rondhang, kan dit 'n show of force wees, mens weet nooit. So, dis die nice ding van president Trump. Hy speel nie oop kaarte met jou, jy weet nie wat kom volgende nie. So, en dis 'n goeie ding in oorlog, dat jy die element van surprise het. Intussen hoor ons, okay, UAE, van Vrydag af is hulle onttrek uit OPEC uit. Wat is OPEC is die lande, Midde-Ooste, is daai paar lande wat, hulle 40%, hulle beheer 40% van die wêreldse produksie van crude oil. UAE onttrek daar uit, dan val daai 40% onder 30% van wat hulle gaan beheer. OPEC onder mekaar besluit hoeveel olie hulle op die mark sit, wat die oliepryse hanteer. Nou skielik as UAE onttrek, kan UAE pomp soveel soos hulle wil. Flat die mark, olieprys kom af. Soos Amerika klaar besig is om baie meer olie te pomp as wat hulle normaal gepomp het. So hier is een van die tekens van wat gebeur as Iran op sy buurlande skiet, wat nie eens betrokke was by die oorlog nie. Die ene is nou net besluit, nou bogger julle. Ons trek uit OPEC uit, ons doen op ons eie. So, moenie verbaas wees na Vrydag, as UAE begin massive production insit van olie nie. En dit gaan ook help om die olieprys af te bring. So al is die stryd van Hormuz nog toe vir 'n maand of 2 of 3 maande, as die ander lande wat nie betrokke is nie, kan olie meer pomp en dit kan uitbring, dan gaan dit anyway olieprys weer afbring. So, dit is die stand van sake huidiglik vandag.
in die Midde-Ooste met die Iran-oorlog. Die skietstaking is nog steeds daar. Met president Trump die opsies wat hy het om militêr te gaan of hulle uit te wag. Want hy het tyd, hy het baie tyd, en hulle het nie. So, as iets nie bykom vandag, dan rapporteer ek vir julle weer. Ek is Monnie Botha vir Koppel TV. Geniet die dag.